Welkom by hierdie voorlesing van Sterre is vir altyd, die eerste in die reeks oor die Barnard meisies. Geskryf en voorgelees deur Sofia Kap, uitgegee deur Boekdiva Uitgewers. Hoofstuk 20. Max gaan die e-pos vinnig na om seker te maak al sy opdragte is duidelik en klik op send. Daarom amper oor die hond se rug. Met die rondlopery die afgelope paar dae en sy fokus wat glad nie op sy werk pas nie, het dinge stil gestaan. Die paar uur op die trein het die ideale geleentheid geskep om die dringendste werk in te haal. Hy het vergeet hoe gerieflik die trein eintlik is. In sy jong dae was hy 'n gereelde passasier toe hy en Claude en later Nina by Europa met rugsakke plat getoer het. Deesdae bestuur Serge die groot swart motor terwyl hy agter sit en werk. Maar Serge en sy vrou is reeds op die plaas en die treinrit was die vinnigste manier om daar te kom. Dis gerieflik, want hy kan werk. Maar dis ook op 'n vreemde manier 'n terugkeer na die mens wat hy was, voor geld en sukses sy lewenstyl verander het. Hy kyk na die meisie langs hom. Sy het haar parka teen die venster gebondel en lê daar teen en slaap, so uit soos die spreekwoordelike kers. Hy kon haar vroeg vanoggend wakker genoeg kry dat sy kon opstaan en aantrek, maar hy dink nie sy het haar oë oopgemaak totdat hulle op Gare de Lyon aangekom het nie. Hulle trein was nog nie uit die stasie nie, toe sy alweer in die slaap. Hy leun vorentoe sodat hy die skerm voor die venster kan aftrek om die son van haar gesig af te hou en veroorloof hom 'n vinnige veeg van sy kneukels oor die soet ronding van die wang. So lieflik, sê Janie. So oop en ongekunsteld, so opreg. Sy is soos 'n kind, so vertrouend, so gretig om haar oop te stel vir nuwe ervarings. Maar sy is nie 'n kind nie, allermins. Die Janie wat hy gisteraand in sy arms gehou het, wat op sy uitnodiging gereageer het met selfvertroue en onmiskenbare bereidwilligheid, wat hom kon tart tot op die rand van waansin, wat hom die waansin in kon volg tot by dieselfde ongeïnhibeerde oorgawe, is volwaardig vrou. Dis iemand wat kan leiding neem sonder om oor te neem, wat kan beheer sonder om te domineer. Dis sy gelyke in hart en siel en temperament en karakter. Dis iemand wat hom nie net verstaan nie, dis iemand wat soos 'n perfek gestemde instrument sy hele sein echo. Iets het gebeur gisteraand. Iets het vir hom geskuif soos 'n gordyn voor 'n venster of selfs 'n bladsy wat in sy storie omgeblaai is. Hy weet nog nie presies wat dit is nie, maar hy weet waar dit begin het. By die ophaal van sy ma en sy erkenning teenoor 'n ander mens vir die eerste keer in sy lewe dat hy meer van sy ma gekry het as wat hy kon teruggee, en daarmee saam die las wat daardie besef meebring, en die selfverwyd, en die spyt. Dit was 'n rou oomblik waarin hy amper nakend gevoel het, so blootgestel was hy, maar by Janie was hy veilig. Daar was deernis, maar meer as dit, daar was klokhelder begrip vir die vrou wat hom grootgemaak het, en vir die manier waarop sy hom grootgemaak het. Op sy belydenis was daar bloot 'n vryspraak en 'n stil oomblik waarin hy die gewig wat hy tot gisteraand toe met hom saamgesleep het, kon neersit en aflê. Dis omdat sy weet. Nie net verstaan nie, sy weet. Tussen sy ma en die bevoorregte vrou wat Janie grootgemaak het, kan daar kwaliek 'n groter sosiale afstand wees. Maar hy weet, so seker as wat hy hier sit met die son wat helder deur die venster skyn en die trein wat deur die onmoontlike groen van die Franse platteland skiet, dat sy ma en Vivian Barnard onder die vel susters kon gewees het. Sy ma sou in Janie 'n dogter gehad het. Die gedagte skop soos 'n muil en hy blaas sy asem stadig uit. Dis wat hy gevoel het, gisteraand al. Dis die meisie wat hy huis toe sou geneem het en by die kombuistafel oor 'n koppie soet tee en 'n bak bollas aan sy ma sou kon aanbied as 'n dogter.
Dis die insig. Dis die nuwe bladsy. Nee, dis nie net 'n nuwe bladsy nie, dis 'n hele nuwe hoofstuk. En hierdie hoofstuk is vir die eerste keer in sy lewe nie net syne nie. Hierdie hoofstuk en hierdie boek is van hier af hulle sin. Hy het dit aangevoel natuurlik van die begin af. Die skakel was daar, die vonk en die chemie, maar dit was ook van die begin af meer as hitte en lyflike behoefte. Daar was 'n verbintenis op 'n baie dieper vlak. Daardie gewaarwording dat sy menswees by haar rus en 'n toevlug gekry het. Die besef dat sy sein in haar voltooi is. Dat hy in hierdie oënskynlik onopvallende meisie die liefde van sy lewe sou vind, sou waarskynlik vir almal 'n verrassing wees, buiten vir sy ma. Sy sou verstaan het hoekom hy so vinnig, so verknog geraak het aan hierdie vrou. Dis tyd om hulle aan mekaar voor te stel. In persoon kan hy dit nie meer doen nie, daardie geleentheid het die noodlot hom ontneem, en hy sal seker vir die res van sy lewe spyt wees, dat die kosbare verhouding nie vir hulle beskore was nie. Maar hy kan Janie na Vermeidor neem, die grond wat hy met bloedgeld gekoop het, sodat sy ma daar die chatelaine kon word. Die grond waarin die Rousseaus al geslagte lank hulle bruide bring. En hy kan kyk hoe Janie op die ontmoeting reageer. Hy het nog nooit 'n meisie soontoe geneem nie. Dis nie dat hy snoep is oor die plek nie, sy vriende weet hulle is welkom daar en Claude en Nina gebruik die plaas gereeld vir 'n naweek wegbreek saam met die kinders. Dis 'n groot huis met 'n klomp slaapkamers en nadat hy 'n klein fortuintjie aan restaurasie bestee het, is dit 'n heerlike, gerieflike kuierplek. Selfs die bure wat aanvanklik effe stug en afsydig was, het mettertyd kom kennis maak. En deesdae is daar gereeld 'n namiddagkuier oor 'n glas wyn of 'n gesellige ete aan Madame Fournier se voortreffelike tafel. Maar die hoofslaapkamer wat hy spesifiek vir sy ma laat regmaak het, met sy antieke dubbelbed en lieflike uitsig oor die stil Elmboog in die rivier, het nog nooit enige ander vrou gehuisves nie. Omdat nie een nog waardig was om sy ma se plek in te neem nie. Tot nou toe. Hy kyk weer na die slapende meisie langs hom. Sou sy besef dat sy alles wat hy is en alles wat hy hoop in daardie twee skraal hande van haar hou? Dit weet hy nie en dis presies waar die probleem lê. Vir hom was dit duidelik, eintlik reeds na die eerste dag, dat hulle iets uitsonderliks deel. Hy kon nie van haar af wegbly nie en hoe langer hulle saam is, hoe groter word sy behoefte aan haar. Wat hy nie kon vasstel nie, is of dit vir haar dieselfde is. Sy is betrokke, ja, daaroor wonder hy darm nie. Maar hy weet ook dat sy iets terughou, iets kernbelangrik, wat maak dat hy hier sit, onseker tot in sy siel toe, oor waar hy met haar staan. In Parys het hy die hele tyd geweet dat sy gaan hardloop, as hy vir meer vra as net die oomblik. Hy het probeer uitpleis waaroor die terughouding gaan, het haar direk uitgevra oor haar kameraskeeheid, het haar gepols oor die oorbelle, want hy het instinktief geweet die simptome van dieselfde kwessie. Maar sy is 'n kundige in ontduiking. Sy weet nog beter as hy, hoe om dele van haarself verborge te hou, wat sy nie met mense wil deel nie. Aanvanklik het hy gewonder of hy nie te haastig is. Hulle ken mekaar per slot van rekening nog nie eens 'n volle week nie. Daarby het sy pas uit 'n verhouding gekom en na regte moes hy haar kans gegee het om eers die breekspel tussen haar en die lamsakkige Eddie te verwerk. Hy weet ook die saak is nog hangend. Hy respekteer haar te veel om in haar goed te krap, maar hy weet sy kry steeds boodskappe van die slingel. Hoewel hy brand om die foon by haar te neem en vir Eddie te verduidelik presies hoe ver en volledig hy in sy moer moet vlieg, sien hy ook nie by haar enige tekens dat die boodskappe vir haar waarde inhou nie. Hy weet meestal net, dis nou weer die slapgat wat WhatsApp, omdat sy sug en haar oë rol. Soveel as wat Eddie se onvermoë hom irriteer om te snap dat sy enigste volgende stap is om te fok of, is Eddie nie 'n bedreiging vir hulle saamwees nie. Nee, daar is 'n dieper rede
donkerder en meer verborge, wat haar laat terugrem. In hom voel hy weer daardie aaklige, koue spanning klamp, en hy moet diep asemhaal om dit onder beheer te kry. Tye het verander. Suid-Afrika het verander. Maar die feit dat diskriminasie uit die wet gehaal is, beteken nie dis uit mense se koppe gehaal nie. Hierdie ding, hierdie ou ding wat al vir millennia mense van mekaar vervreem, het in sy lewe al te veel keer verwoesting veroorsaak, dat hy kan maak asof dit nie bestaan nie. Hy het in die tyd wat hulle saam was nie 'n oomblik se vooroordeel by Janie waargeneem nie. Maar dit was ook opvallend dat sy nooit hulle saamwees met enige een gedeel het nie. Na die aanvanklike oproepe van Eleanor is haar kontak met haar gesin min en beperk tot sporadiese boodskappe. En sover hy weet is die enigste foto's wat sy aangestuur het, die paar wat hy van haar met die kreps geneem het. Daar is tot dusver nie op sy of haar foon 'n enkele foto van hulle twee saam nie. Ja, dis normaalweg presies wat hy wil hê. Ja, gewoonlik knip hy 'n verhouding kort, as 'n meisie hom as 'n metgesel aan haar vriende of familie begin opdis. Maar dis tog anders. Wat hulle deel, is anders. Of is dit nie vir haar nie? Is die werklike rede vir haar terughouding dat dit vir haar aanvaarbaar is om hom hier in die buiteland in haar woonstel en in haar bed in te nooi, maar nie in Kaapstad nie? Hy wil dit nie glo nie, kan amper nie. Maar sy brein hou aan om daardie afgryslike toneel in sy pa se huis op te haal, toe hy op grond van sy herkoms verwerp is. Is hierdie meisie onder haar sagte woorde en sonnige geaardheid soos sy pa, wat kans gesien het vir 'n agteraf vryery, maar toe nie die moed gehad het om sy geliefde aan sy vooraanstaande familie voor te stel nie, omdat sy te donker was? Die trein verminder spoed en ruk liggies toe hulle oor die wisselry wat hulle na Annecy se middedorp neem. Die treinrit is amper verby. Serge wag vir hulle by die stasie met die motor, en van daar af is dit minder as 'n uur se ry tot by Vermeiden-Rousseau. Hy laat sy kop vir 'n oomblik teen die rugleuning rus, sluit sy oë. Hy is nie 'n godsdienstige man nie, en hy het vroeg in sy lewe sy vertroue verloor in kerke wat 'n mens met sonde bang maak en dan met vergifnis manipuleer. Maar sy ma was tot op die einde getrou aan haar geloof, en hy weet, sy het bly bid toe hy nie meer kon nie. Mami, ek bring haar huis toe. Ek weet nie of dit moontlik is nie, maar as dit is, stuur asseblief mami se kalm wysheid sodat ek hierdie saak reg hanteer, want my hele lewe hang hier in die weegskaal. Janie leun vorentoe sodat sy beter kan sien. Sy is vies vir haarself dat sy op die trein geslaap het, want die onvoorsiene uitnodiging plaas toe sou haar die geleentheid gee om iets van die Franse platteland te sien. Maar die baie stap en die min slaap het haar ingehaal en sy het eers weer van haar omgewing bewus geraak toe Max haar net buite Annecy wakker gemaak het. Max se plaasbestuurder het vir hulle op die perron gewag, 'n middeljarige man met 'n skugter glimlag en grof gewerkte hande, wat sy pet vir haar gelig het voor hy haar bagasie aangevat het. Die Frans was te vinnig dat sy dit kon volg, maar sy kon aflei dat sy vir Serge 'n verrassing was. Terwyl hulle deur die dorp ry, het sy 'n glimp gehad van fraai ou geboue en beddings vol tulpe, maar dit was duidelik dat Max haastig was om op die plaas te kom. Iewers het hulle van die groot pad af weggedraai en die verkeer agtergelaat, want hier is hulle op 'n stil plaaspad, deur 'n beskutte groen vallei met 'n blink stroom en donkergroen denne wat in die glooiing van die landskap bondel. Iets pluk aan haar onthou. Sy was nog nooit hier nie, maar iets hieraan wil bekend lyk. Dalk 'n plek in Suid-Afrika, waardeur sy van tevore gery het, die berge by Elgin in die Kaap, Magubas Kloof, KwaZulu-Natal se Middellande. Nee, dis anders hier. Die gras is 'n ryker groen, die vallei dieper, die lug 'n ander blou. Dis maar net haar kop wat raas na 3 uur se slaap op die trein, en die feit dat sy hier agter in 'n peperduur motor saam met 'n prins mag sit wat haar deurmekaar het. Max raak aan haar wang en bedui na die venster aan sy kant.
Die wand van die vallei duik in waar 'n sytak van die rivier daarby aansluit en in die oomblik wat hulle daar verbyry, is daar 'n uitsig op sneeubedekte pieke in die verte. Dis die Alpe, hoor sy. Sy tel sy hand op en druk dit teen haar wang. Eers die sterre, nou die Alpe. Hierdie man sluit vir haar vergesigte oop. In die triespieeltjie sien sy Serge se nuuskierige blou blik en sy laat sak die hand. Maar Max trek haar teen hom vas, sodat sy met haar rug teen sy borskas sit en sy vanuit die beskutting van sy omhelsing die landskap kan dophou. Dis toe hulle 'n paar minute later by 'n hek indraai en tussen die bome deurry tot in 'n oopte, dat sy stadig regop sit. Daar is dit weer, die herkenning. Dis meer as net déjà vu, dis 'n gevoel van tuiskoms. Asof hierdie plek nog altyd hier was en vir haar gewag het om hier aan te kom. Dit kan glad nie wees nie, dis absurd om dit te ervaar, maar dis ook nie moontlik om dit te ontken nie. Toe Serge die motor in die rigting van die plaashuis draai, kan sy dit nie meer hou nie. Stop, sê sy hees. Wat is dit, voel jy sleg? Nee, kan ons hier stop asseblief, net vir 'n minuut. Hy blaf iets vir Serge wat die groot motor vinnig tot stilstand bring. Nog in 'n dwaal, stoot sy die deur oop en klim uit. Kyk stadig om haar. Sonskyn op 'n helder groen weiland vol spatselsveldblomme. Klein swart koetjies wat kop omlaag loop en wy. 'n Silverstroom wat soos 'n blink lint om die onderste soem van die weiland loop. En reg voor haar, 'n ou plaashuis uit dieselfde grys klip van die omgewing, met houtbalkonne en 'n lyklip dak en 'n boog na 'n binnehof waar hoenders loop en skrop. Wat is fout? Jy is so wit soos 'n laken. Wag, luister. En terwyl sy so staan, met haar een hand teen sy bors en die ander in die rigting van die vallei, beier 'n kerkklok deur die stilte. 'n Hand vou oor hare. Dis die uur wat slaan. Die kerke op die platteland doen dit nog. Maar sy luister nie, swaai om, wys met haar vinger na die boog. Daar. Sy het pas klaar gepraat, toe kom 'n groot swart hond deur die boog gegalop. Dit neem hom nie lank om tot by hulle te hardloop nie, maar Serge het ook uitgeklim en bring die hond met 'n paar streng bevele in Frans tot bedaring. Ewe gehoorsaam gaan sit hy in die pad, maar met 'n lang pink tong wat by sy bek uithang en 'n stert wat soos 'n metronoom op die padoppervlak tyd hou. Dis César, Serge se regter en linkerhand hier op die plaas. Sy sluk, skud haar kop om net 'n mate van beheer oor haarself te probeer kry. Dis 'n lieflike hond, wat is hy, 'n Malinois, herdershond? Dis 'n Beauceron, 'n ou Franse honderas, harde werkers en rateltaai. Serge is een van die bekendste teelers in die land, sy honde kry elke jaar toekennings op skoue. Die stem is rustig, maar hy het sy arms om haar skouers en sy sien die kommer in die oë. Sy haal diep asem, glimlag. Ek is okay, dit was maar net vir my mooi. Dankie dat ons kon stop. Kom ons gaan in, dit lyk my die verwelkomingskomitee is ontplooi. Max se blik gaan terug na die boog, waar 'n kort ronde figuurtjie verskyn het, wat 'n voorskoot agter haar rug staan en lostrek. Ja, dis die deel van Vermeer de Rousseau waaroor ek jou nog nie gewaarsku het nie. Dis Madame Fournier, Serge se vrou. Sy regeer die huis, die plaas, Serge, César en die werkers met 'n eysterhand. En as ek nou vir jou sê, dis die een mens in die lewe vir wie ek bang is, lieg ek nie. Sy grinnik en klim terug in die kar. Ek sal in my spoor trap. Maar hy lag nie. Ek is ernstig, sy's 'n despoot. Veral die kombuis is haar heiligdom. Ek weet jy hou van kos maak, maar laat dit maar aan haar oor terwyl ons hier is. Nie as ek gaan jou kan help as jy jou haar gramskap op die hals gehaal het nie. Sy knik inskikkelik, want hulle het my binnehof stil gehou en Madame Fournier het nader gestap om te kom kennis maak. Kort, grys, geklee in 'n formele swart tabbert en dienlike opregskoene vir die okkasie, met 'n priemende blik wat haar dadelik laat weet dat sy vandag geweeg word, soos nog selde van tevore.
is Madame Fournier inderdaad 'n formidabele gesig. Die ou ontoereikendheid wil haar weer beetpak, maar dan klamp sy dit vas, steek haar hand uit en groet die ouer vrou so hoflik as wat haar beperkte Frans haar toelaat. Hierdie dae behoort aan haar en Max, dit het sy mos nou al besluit. Dis hare om voluit te beleef en te geniet, ook hier op hierdie lieflike plaas. Buitendien het daar iets verander gisteraand. Dis ver gesog en dis iets wat sy moeilik vir enige iemand anders sal kan verduidelik, maar dis amper asof die grens tussen wat nie vir haar beskore is nie en wat sy van die toekoms mag verwag, besig is om te vervaag. Madame Fournier het haar, ten minste tydelik, goedgekeur, want die ouer vrou neem die rugsak by haar aan en beduie vir haar in die rigting van die deur. Sy weet nie wat sy verwag het om in Max se huis aan te tref nie. Dalk moderne meubels in monokrome vertrekke, of die strak minimalisme waarmee binnenshuisversierders deesdae ou geboue van alle karakters stroop. Maar soos wat Madame Fournier haar deur die huis lei, het sy 'n glimp van 'n sitkamer met 'n groot vuurherd, gemaklike banke met kleurvolle komberse oor die lenings, 'n eetkamer met 'n glimmende houttafel en 'n oudtydse buffet, en 'n groot kombuis met 'n klomp koperkastrolle wat aan 'n stang oor die stoof hang. Dis duidelik dat Max die huis laat regmaak het, maar dit is nie 'n uitstalplek vir sy sukses en sy geld nie. Dis 'n tuiste, 'n plek waarheen 'n mens jou vriende en familie nooi, waar jy leef en werk en kinders grootmaak. Die gedagte skok so hard dat sy gaan staan. Kinders. Sy kan hulle sien, met Max se donker oë en heuningvel en wit glimlag aan die heel deur die huis, met die swart hond wat agter hulle aangalop. Hy sal 'n briljante pa wees, sy weet dit instinktief. Betrokke, beskermend, verbete loyaal. Hy is te bewus van die skade wat 'n afwesige pa 'n kind berokken, en hy het te veel waardering vir 'n opofferende ma om nie te weet wat ouerskap verg nie. Hy sal liefde en aandag gee in oorvloed, juis omdat hy dit nie gehad het nie. En die ma? Wie is die vrou wat die kinders vir hom sal mag gee? Sal dit 'n vrou uit Suid-Afrika wees? Of iemand wat sy Franse herkoms in sy nageslag sal vaslê? Iemand soos Isabella? Die jaloesie klief soos weerlig. Haar hele lewe lank kon sy terugstaan vir haar susters, vir ander vroue, vir mooier vroue, gewoon omdat hulle dit verdien het en sy nie, omdat hulle meer geregtig was op 'n man se aandag as sy. Maar dit is skielik vir haar moeilik, onmoontlik, om te dink dat 'n ander vrou 'n bondeltjie kind in haar arm sal mag vashou, terwyl Max se donker kop oor hulle buig. Dis wat sy wil hê. Nie in 'n sprokie nie, nie in 'n gestileerde foto met ontwerpers nagklere en grimering in 'n netjies opgemaakte bed, soos wat glansmense op sosiale media plaas nie. Sy wil die werklikheid hê, die afwagting en die voorbereiding, die geboorte met die bloed en pyn en vrees en verligting en die heerlike begenadigde oomblik waarin jy besef dat jy vir ewig anders is omdat jy 'n ma is. Om op te kyk in Max se gesig, om die trots te sien en die dankbaarheid en die onwrikbare liefde vir die gesin waarvan hy deel geword het. Jamie, die diep stem ruk haar terug na die werklikheid. Bo op die trap het Madame Fournier ook gaan staan om vraend na haar te kyk. Jammer, ek het my so vergaap aan die huislike skoon op 'n ander planeet. Hou jy daarvan? Ja. En omdat sy ook nou niks anders as eerlik kan wees nie. Dis 'n huis waarin 'n mens kan leef. 'n Huis vir kinders en honde en vriende. Iets flits weer in die donker oë. Blydskap, verligting. Ek is bly jy hou daarvan. Kom kyk bo. Die slaapkamers is ruim en gerieflik, maar hy talm nie. Lei haar direk na die een op die punt van die gang. Stoot die deur oop en wag dat sy deurstap. Lieflike antieke bed, wit beddegoed, handgeborduurde blou deken, blou en wit persiese mat, so diep dat sy voel asof sy daarin wegsak. 'n Gemmerpot vol appelbloeisels op 'n okkerneuthout-tafeltjie. Uit die hoek van haar oog sien sy 'n badkamer met 'n diep wit bad en snoesige handdoeke,
Teen die oorkantste muur staan daar 'n speeltafel wat by die bed pas. Maar dis die uitsig vanuit die glasdeure wat op die balkon uitloop, wat haar aandag trek en hou. Dieselfde uitsig wat sy in haar droom gesien het. Dit trek haar so, dat sy amper onwillekeurig voor die deure gaan staan. Sy voel hom naderkom. Weet hy wag vir haar reaksie. Maar sy het nie woorde nie, kan net teen hom vasdraai, haar gesig teen sy bors druk en vashou. Lank staan hulle so met die son en die stilte en sy hartklop en haar gemoed wat so vol is, dat sy moet sluk en sluk en sluk. Uiteindelik kantel hy haar kop terug, hou haar daar met sy groot hande om haar kaak. Welkom op Vermeide Rousseau. Die soen is sag, koesterend, soos 'n belofte. Dis toe sy haar oë klaar geknipper het, dat sy die foto's op die speeltafel gewaar. Is dit jy? Dit was eintlik my ma se. Ek het hulle na haar dood hierheen gebring. Die foto's trek haar, soos 'n kers 'n mot trek. Dis die een ding wat hy nog nie met haar gedeel het nie, die een ding wat sy nodig het om hom behoorlik te ken. Die eerste foto is van 'n seentjie, seker so 7 met 'n haasbek en 'n ondeende vonkel in die oog. Een 'n bietjie ouer, stiller en meer inkennig, toe die skadu's in die oë begin vorm het. En later van 'n rankerige hoërskoolseun in 'n kleurbaadjie met 'n rits balkies, van 'n fris senter in die skool se eerste rugbyspan, 'n fors jong man in 'n toga en 'n paar gradebande om sy skouers. Maar sy sit hierdie laaste een neer, toe sy die foto van die vrou en die kind gewaar. Dof, effe uit fokus, duidelik geneem iewers in iemand se agterplaas, met plastiek stoele om 'n tafel met die reste van 'n verjaarsdagkoek daarop. Dit maak nie saak nie, niks daarvan maak saak nie. Al wat belangrik is in die foto, is die manier waarop die vrou se hande om die skraal skouers vou en die algehele vertroue waarmee die kind teen haar leun. Sy staan so met die kosbare foto in haar hande, oorweldig. Dis die vrou wat hierdie man gemaak het wat hy is, wat hom groot gemaak het met bloed, sweet en opoffering en hom, toe hy dit nodig gehad het, gelos het dat hy kan vlieg. Wat 'n onbeskryflike voorreg om uiteindelik met haar kennis te maak. Maar hoe langer sy na hulle kyk, hoe meer kom haar fokus terug na die mond en uiteindelik bly dit daar. Daar is 'n glimlag, maar ook iets weerloos, iets broos en iets so seer, dis skoon moeilik om asem te haal. Sy ken daardie trek, het dit gesien in Parys, in terrakotta en agter glas, maar net so werklik en net so hartverskeurend. Sy kyk op, reguit in die donker oë, waarin die emosie soos 'n stormsee kolk. Wat was haar naam? Rose, sê hy skor. Haar naam was Rose. Indien jy die volledige Sterre is vir altyd op YouTube wil volg, teken in op my kanaal. Dit doen jy deur op subscribe onder die video te klik. As jy op die klokkie klik, laat YouTube jou weet wanneer ek die volgende hoofstuk laai. Indien jy eerder die papierboek wil hê, kan jy dit bestel by Graffiti Boeke. Ek plaas die skakel in die beskrywingsboks hieronder. Sterre is vir altyd is slegs beskikbaar by Graffiti Boeke en Bargain Books.